ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 297. Ek is professor Hans Redinghuis, van die eerste gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek skryf? Dink spesifiek aan die boek Is dit Armageddon? Dis 'n A4 boek, so 460 bladsye. Inligting wat so relevant is aan die tyd wat ons in lewe. 'n moed. Kan my kontak by my WhatsApp nommer, sou jy belangstel, of een van die ander boeke wil weet, die pakkette. Ek het ook al my boeke is gepakket met Restoration of the Original Sacred Name Bible. Sou jy 'n Bybel koop, kry jy enige van my boeke totaal en al gratis. Vir die tyd waar mense geskenke vir iemand wil koop, wil ek sê, moet dit nie mis nie. Gratis. 'n hele boeke wat 700 en 600 rand kos, gratis. Sou jy belangstel? Kan my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, is uiters belangrik dat jy by deel 1 moet begin, want jy het 'n magdom inligting reeds gemis. Het is uiters noodsaaklik dat jy ook op die YouTube kanaal moet inteken, en noem het subscribe, sodat u al die verskillende kennisgewings kan kry van die studies waarmee ons tans besig is. Stuur ook die kontak vir die vriende en die kennisses. Hierdie reeks is lewensveranderend. Maak seker dat jy 'n skryfblok en pen byderhand het. En kom ons bid ook vir die bediening. Halleluja. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, baie dankie vir die bonatuurlike voorreg wat ons môre het, ons Jaffiste, om weer by mekaar te wees. Dankie vir gister se brood wat u van die lewe wat u met ons gedeel het. Maar kom bid vanmôre, maak die woord lewend in ons midde. Spreek tot ons, sodat ons deur die Ruach HaKodesh standvastig kan wees, vol ywer en met 'n verwagting vir u wederkoms, die Parosha. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffa. Elke Jaffis sê halleluja. Halleluja. Ek kan hoor echo dit oor die wêreld. Halleluja. Die evangelie loop. Aan Jaffa al die eer. Al die eer, al die eer, al die eer, Vader. Ons kan niks eer kry nie. Vir hierdie bonatuurlike evangelie, al die eer, Vader Jaffa. In die naam van Jaffashua. Halleluja. Wat 'n wonderlike salwing in hierdie ateljee vanmôre. En ons weet dat Jaffa en Jaffashua is 'n waarmaker van die woord deur die werke van die Ruach HaKodesh, dat hierdie evangelie versprei word in die wêreld. En weet jy wat wonderlik is dat ek en u albei deel, ons almal het deel hieraan. Selfs u wat net bid vir die bediening, of bydra, of wat u ook al doen. Evangelie. Ekskuus tog. Evangeliseer. Elkeen van ons pastore. Elkeen van die studente. Het sy hulle graadstudente is, of het sy hulle net woordstudente is. Net elke Jaffis, elkeen besig met die koninkryk van Jaffa. Halleluja. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Ek baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u 'n seën kan wees. En dat Vader ook vanmôre sy doel in elkeen van ons se lewens sal bereik. Verskoon my.
koel liggie wat trek hier in die ateljee. Maar nou ja. Partykeer moet ons maar doen wat die natuur sê ons moet doen en as ons dit nie doen nie, dan sit ons in nuus en dan is dit steurend en al die goed. Nee, dit is maar mens wees, dis ons wat hoe dit is, nee. Nou ons gaan nou verder kyk na Spreuke 17 vers 22. 'n Koning Salomo skryf en hy sê 'n vrolike hart bevorder die genesing. Hy sê eintlik vir ons dat ons elke dag in vrolikheid moet begin. Maar prof, jy weet nie van die stryd wat ons in die besigheid het nie. Jy verstaan nie deur wat se dip is die besigheid besig om deur te gaan nie. Prof, jy verstaan nie wat se probleem ons met die kinders het nie. Jy verstaan nie wat se probleem my vrou of my man het nie. Of my skoonma nie. Grappie tannie. Jy verstaan nie. Ek het gisterand met so bekommernis gaan slaap. Dat ek nie eens aan die slaap kon raak. Ek het wakker gelê tot 2, 3 vanmôre. Prof, jy weet nie. Jy praat maklik. Nee, ek praat nie maklik nie. Ons kom deur 'n tyd in ons lewe, het ons deurgekom, waar ons ook alles verloor het. Net nie Jafashua in ons lewe nie. Ons weet wat dit moeilik is. Ons het ook geweet wat dit is om net 'n aardappel in 'n mikrogolf te sit met 2 of 3 snytjies brood en botter. Ons was daar. Of 'n blikkie boelie beef. Wat? Ja, ons was daar. Daar was nie altyd ramstyg en mushroom sauce en cheddar melt nie. Dit was nee. Daar was 'n tyd toe ons ook daar was. Nie geweet hoe kom die volgende liter petrol in die kar nie. Ons was daar. Maar daai situasies het ons op 'n plek gebring waar ons meer dan ooit ons vertroue op Jafashua moes gestel het en Jaffa ons Elohim. Want mense het nie vir ons die uitkoms gehad nie. En baie mense weet nie eens van jou nie. En die ouens wat van jou weet, worry nie. Hulle het hulle eie bekommernisse. Dis in sulke tye wat jy uitvind wie jou vriende en wie jou boeties en jou sissies. Maar die ouens nie regtig omgee nie. ‘n vrolike hart bevorder die genesing. Weet jy wat, as ek moet sit in top oor die situasie waar ek in sit, dan bring dit vir my, dit vererger die siekte toestand, die geestelike siekte toestand. Ek speel eintlik in die hande van Satan in. Maar wanneer ons oor die situasie kan kyk, en oor die probleem kan kyk, en verby die omstandighede kan kyk, en die grootheid van Jaffa ons Elohim kan sien, in die naam van Jafashua, dan kan ons doen wat die skrif sê so, 'n vrolike hart bevorder die genesing. Nou vir my daai vrolike hart sê eintlik 'n positiewe hart. Kyk my vingers. 'n positiewe gesindheid. My hart kan niks doen nie. Siel sê mensie, my gesindheid. 'n positiewe benadering. 'n positiewe verwagting. As ek al die goed kan doen wat ek nou net genoem het,
van positiwiteit. Dan bring Jaffa deur die Ruach vir ons dan 'n positiewe uitkyk op die probleem, op die situasie, op die siektes. En die oomblik wanneer ek positief raak, dan kyk ek nie meer van hier af soontoe nie. Ek kyk van ander kant af. Ek kyk van daai kant af. En dan kom ons op die plek waar ons dan, omdat ons weet as mens, het ons nie al die antwoorde nie. Ons het nie al die voorsienendheid nie. Ons weet nie altyd hoe nie. Dan sê ons, Vader, dis in U hande. Ons is die klei, is die pottebakker. Maak met ons soos U wil. En dis wat ek in Pastorika gesê het, toe ons 15, 16 jaar terug deur die waters gegaan het. Soos U wil. En ek sê weer, Jaffa maak nie 'n deur toe as hy nie reeds 'n ander deur in gedagte het om oop te maak nie, of as daai deur nie reeds oop staan nie. In ons lewe kan ons getuig van hoe daar oop deure was wat ons net nie raak gesien het nie. Oop geleenthede. Maar die oomblik toe ons die geleenthede waarneem, en Jaffa begin loof oor die geleenthede, en nie sit in top en op 'n hoop van mismoedigheid gaan sit, oor die situasie waarin ons verkeer nie, toe kom die genesing, want hy sê, luister wat sê die skrif, 'n vrolike hart, 'n vrolike hart, hartvol verwagting, sielsdimensie, bevorder die genesing. Maar 'n verslae gees, en kyk nou as jy 33 Bybel het, daai gees sê is 'n klein g, maar 'n verslae gees, daai ou wat sê, ag, well, you know what. Kom ons gaan terug na die brandewyn toe, kom ons gaan terug na die sonde toe. Weet jy, as jy nie kos het nie, waar gaan jy geld kry vir brandewyn nie? Maar 'n verslae gees, iemand wat moed opgegee het. Jy weet, solank as wat daar lewe is, mag ons nie moed opgee nie. Want solank as daar lewe is daar hoop. Hoekom? Want ons hoop is in niemand anderster as in Jaffa en ons Vader Jaffa, die volleinder van ons geloof nie. Ons mag nie toelaat dat Satan deur mismoedigheid ons in die grond indruk, dat ons gees, ons persoon, in verslaandheid verval nie. Maar klein g, ek, my persoonlikheid. So myself moet ek nie op 'n mishoop gaan sit nie. Of soos wat Job op die ashoop gesit het nie. Maar terwyl Job op die ashoop sit, was sy hoop gefokus op Jaffa. Terwyl die sig uit sy sere uitloop en sy vrou sê, vloek Jaffa en sterf. Dan sê ou Job, ek weet my verlosser lewe. En die oomblik toe hy vir sy vriende begin bid, en nie net sy eie situasie raak sien nie, toe kom daar genesing vir sy liggaam. En dis dalk iets wat ons moet probeer. Wanneer daar 'n situasie is van omstandighede, is die antwoord om te bid. Nie net vir myself nie, maar ook vir ander. 'n vrolike hart, gedagte bevorder die genesing, so om positief ingestel te wees. Maar 'n verslae of 'n mismoedige gees, persoon, laat die gebeente uitdroog. Dis sê ek het opgegee. Laat nou maar gebeur wat gebeur.
Paulus kom en hy sê, ons is tot alles in staat deur Jahweh wie ons krag gee. As u in 'n verslae toestand is, in 'n siekte toestand soos hierdie is, ons is daar, jy kan my kontak, jy het my nommer. Ek kan met u 'n gebed doen. Ek kan met u 'n bietjie deel uit die woord uit. Maar moenie toelaat dat die Satan jou in mismoedigheid val. Daar's twee goed wat hy mee werk. Dis vrees en mismoedigheid. As jy jou kan kry om te vrees, dan het hy halfpad die stryd gewen. En as hy jou kan kry om mismoedig te word, om toe te laat dat jou gees verslae raak, totaal mismoedig raak, dan het hy gewen. Dan is dit net 'n kwessie van tyd. Ek weet van 'n paar mense wat baie siek is. Javiste oor die wêreld. Jy weet, en daai manne en vrouens se vertroue is elke dag op Jahweh gestel. Ernstig siek met kanker so goed. Maar hulle hoop is nog steeds, hulle vertroue is nog steeds, hulle bede is nog steeds op Jahweh. En hulle anker is die woord, die bonatuurlike woord, wat hulle lewend en aan die gang hou. En ek is so dankbaar dat ons in hierdie oggend 'n toegang het deur Jahweh tot Jahwe ons Vader. Kom ons staan vas, ons hou ons oë gefestig op Jahweh, die volëindiger van ons geloof. Tot môreoggend as Vader se wil is, Maranatha. Jahweh kom weer. Halleluja.